vir my 'n wonderlike voorreg om vandag vir jou in die besonder baie welkom te sê by Ankerpunt Jeug se heel eerste Sondag erediens. Ankerpunt is 'n jeugbediening van Uit die Woord Digitaal en ons nooi alle tieners en jong mense uit om by ons in te skakel sodat ons saam kan leer rondom die Here se woord. Ek is Dominee Adriaan Swart en ek en Janu van Staden gaan hierdie nuwe jeugbediening van Uit die Woord Digitaal saam met jou beleef en op 'n wonderlike geestelike avontuur gaan waar ons naby aan die Here kan lewe, vanuit die Here se woord kan groei en elke dag tot sy eer ook kan lewe. En baie dankie dat jy ook deel is van ons jeugbediening. Jy is baie welkom om aan te sluit by ons WhatsApp groep. Die skakel is hieronder in die kommentare en dit is absoluut gratis vir alle jong mense van 14 tot en met 30 jaar oud. Maar jy is ook welkom om in te skakel by ons Facebook groep. Ons deel baie interessanthede daarop en kosbare waarhede uit die Here se woord en nooi asseblief jou vriende en familie ook uit om daarvan deel te word. Dit is baie lekker vir ons om jou saam met ons in ons nuwe geloofsfamilie te verwelkom. Nou vandag, liewe vriende, gaan ons by hierdie eerste erediens stil staan vanuit die woord van die Here by Psalm 119. Nou, ons is gereeld op sosiale media betrokke by TikTok en by Instagram en Facebook en WhatsApp en ons sien dat daar so baie mense is wat video's maak oor verskillende dinge in die wêreld, maar veral oor die Bybel. En dan hoor 'n mens soms allerlei idees en mense se standpunte, maar ons weet nie altyd wat is die waarheid, wat om te glo en of ons dit moet gaan toepas in ons lewe nie. Die enigste ware antwoord wat ons wel het in hierdie lewe, wat ons weet die waarheid is natuurlik Jesus Christus se woord. Die Here Jesus het self gesê in Johannes 17 vers 17, U woord is die waarheid en daarom wil ons dit graag ook met jou deel. Kom ons gaan luister na die Here se woord vandag uit Psalm 119 vers 9 tot 11 en ons leer wat die wil van die Here vir ons is. Waarmee sal die jong mens sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Nou hier kry ons 3 belangrike antwoorde wat ek en jy in ons lewens moet gaan toepas. 3 belangrike dinge wat die Here vir ons leer, wat enige Christen in sy lewe moet hê. En ons gaan by hierdie 3 punte vandag stil staan en ek wil graag vir jou vra, maak jou hart oop wanneer die Here vandag met jou praat en vir jou raad en leiding gee oor jou eie lewe. Gaan pas dit toe in jou lewe, want dan weet jy is jy op die regte pad wat God se woord vir jou aangedui het. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is 'n suiwer lewe begin by die woord van God. Vers 9 sê, waarmee sal 'n jong mens sy pad suiwer hou? En dan gee die Bybel vir ons die antwoord, deur dit te hou na u woord. Nou ons weet daar's mense wat verskillende antwoorde oor hulle eie lewens gee, oor geluk en oor probleme oplos en oor verhoudings, maar hoe weet ons dit is die waarheid en of dit werklik werk? Ons kan slegs God se woord vertrou wanneer ons oor hierdie dinge saam praat. En hoe kan ons suiwer bly op God se pad? Die antwoord is eenvoudig, deur dit te hou na God se woord. Volgens God se woord te lewe elke dag. Ons gevoelens wissel, dit gaan op en af, dit verskil van dag tot dag. Modes verander en vriende verander en mense se opinies verander en daar's nooit 'n vaste sekerheid wat ons werklik ons eie kan maak nie. As jy jou lewe wil gaan bou op TikTok of Instagram of mense se opinies en elke nuwe tendens, gaan dit beslis nie vastigheid gee aan jou eie lewe nie. Maar wat wonderlik is, God se woord verander nooit. Dit bly tot in ewigheid. En daarom sê Jesus, u woord is die waarheid. En Jesus self is die woord wat mens geword het, sê Johannes 1 vers 14 vir ons. Om volgens die woord van God te leef, beteken om Jesus te volg en om hom in die oog te hou en te doen wat hy ook van ons vra in sy woord.
En nou die tweede punt waarby ons vandag stil staan. Soek God met jou hele hart, sê vers 10. Dit is so belangrik dat in hierdie wêreld ons nie moet soek na antwoorde by vreemde plekke of by mense of by idees nie of by ideologieë nie, maar ons moet antwoorde soek in God se woord. Ons moet na God soek met ons hele hart. Ek en jy wil nie net 'n klein deeltjie van die lewe aan God toewy nie. Nee, ons is kinders van Jesus en daarom wil ons ons volle lewe aan hom kom toewy. Hy wil ons hele hart hê. Hy wil nie net hê dat ons Sondae so 'n bietjie tyd aan hom moet spandeer nie, maar ek en jy moet elke dag vir die Here lewe. En wat 'n voorreg om dit te kan doen. Jesus is tog ons koning. Hy is ons verlosser, hy is ons Here. Hy het ons lewe nuut kom maak. En ek en jy wil mos vir hom lewe. Baie jong mense probeer in twee wêrelde lewe. Sondae vir die Here, maar in die week vir die wêreld waar ek kan doen wat ek wil. Maar die Here Jesus sê, ons kan nie twee Here dien nie. Waar Jesus in jou hart woon, en wanneer Jesus jou hart kry, daar verander hy jou hele lewe en jou denke en jou emosies en hy gee jou antwoorde en vrede vir jou lewe. Nou ware Christendom gaan nie net oor 'n stel reëls wat ek en jy moet nakom nie. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus, die koning van die wêreld, maar hy moet ook die koning van ons harte wees. Hy is ook ons Here en ek en jy wil graag vir hom lewe ook elke dag. En wanneer ons hom liefhet, dan wil ons mos aan hom ook gehoorsaam wees, want ons staan in 'n lewende verhouding met hom elke dag. Nou die derde punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Bewaar God se woord in jou hart. Vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Nou dit is 'n pragtige beeld wat vir ons hier gegee word. Want jy bære mos iets kosbaar binne in jou hart. Jy gaan mos nie iets wat waardevol van jou is buitekant los of op die sypaadjie los of onbewaak los nie. Ons wil God se woord in ons hart bære, want dit is kosbaar. Nou hoe doen jy dit? Hoe bewaar jy God se woord in jou hart? Jy moet dit lees. Jy moet dit oordink. Jy moet dit jou eie maak. Luister aandagtig na wanneer God se woord aan jou verkondig word. Leer Bybelverse ook uit jou kop, want dan bly dit nie net in die verstand nie, dit gaan ook oor in jou hart in. Dink ook deur die dag aan God se woord en wat Jesus vir jou geleer het. En wanneer versoekings kom, dan kom die Heilige Gees en herinner jou aan God se wil vir jou lewe en dat jy hierdie versoeking moet weerstaan. En dit is presies wat Jesus ook gedoen het. Onthou daar in Matteus hoofstuk 4 is Jesus in die woestyn ingelei en hy is deur die Satan daar versoek. Hoe het hy hierdie versoekings weerstaan? Ons lees daar in Matteus hoofstuk 4, Jesus het elke keer vir die Satan geantwoord, daar is geskrywe. En dan haal hy 'n deel uit die woord van God aan. So kon hy hierdie versoeking weerstaan. Hy het God se woord gebruik. Nou as die Seun van God, Jesus Christus, self die Bybel gebruik, hoeveel te meer moet ek en jy dit nie ook doen nie? Miskien voel jy dalk vandag, maar ek is nie sterk genoeg nie. Die versoekings is verskriklik baie in jong mense se lewens. Maar die goeie nuus is, gelukkig hoef jy nie alleen sterk te probeer wees nie. Jesus het gekom om sondaars te red. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes, vir mense wat geval het. Hy staan op uit die dood om vir ons nuwe lewe te gee, maar hy gee ook sy Heilige Gees om in ons te woon en in ons te werk om ons sterk te maak in die geloof. Suiwerheid en om op God se pad te lewe, begin nie by jou eie wilskrag nie, nie omdat jy so besluit nie. Dit begin altyd by Jesus. Hy vergewe, hy versterk, hy vernuwe, hy verander ons, hy bewaar ons op ons lewenspad. Psalm 119 vra, hoe kan 'n jong mens sy lewe suiwer hou? Dan gee die Here se woord vir ons die antwoord, deur te lewe volgens God se woord,
Soek hom met jou hele hart en bewaar sy woord in jou hart elke dag. En wanneer jy dit doen, volg jy nie net 'n boek of 'n stelletjie reëls nie, jy volg die Here Jesus Christus se voorbeeld wat hy vir ons kom stel het. Hy is die lewende woord en hy sal ons in staat stel om te kan triomfeer. Mag Ankerpunt Jeug 'n plek wees waar jong mense nie deur die wêreld gevorm word nie, maar deur Jesus Christus jou Here. Dit was my wonderlik om vandag saam met jou te kuier rondom die Here se woord en ek wil graag vir jou bid en vra dat die Here vir jou sal seën. Baie dankie Hemelse Vader vir die wonderlike geleentheid wat ons gehad het vandag om stil te staan by u woord. Dankie dat u ons Vader is wat ons baie liefhet, wat in ons harte werk, dat u Jesus Christus vir ons gegee het en ook u Heilige Gees. Dankie vir u woord wat die waarheid is. Ons glo dit van harte, ons weet dis die waarheid, help ons om daarin gehoorsaam te wees. Beskerm ons ook in hierdie week en vul ons harte met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het vandag. Ek bid en glo en vertrou dat die Here vir jou sal lei en beskerm en sal seën. Kom gerus weer na ons kanaal toe, word deel van ons kanaal, stuur vir ons gerus 'n boodskapie. Jy's enige tyd welkom om by ons in te skakel. Praat ook met Janu wat ons jeugbediening saam met my gaan hanteer en mag die Here se liefde en seën elke dag met jou wees. Mooi bly.